Wat as ek vir jou sê daar's 'n sameswering wat beweer regerings wêreldwyd is bewus van bonatuurlike wesens. Van hierdie wesens glo leef tussen ons en ander in afgeleë areas. Maar hierdie bonatuurlike wesens word nooit openlik herken nie. Vandag se geheim skop af met iets wat waar is. Statistieke bewys dat daar ongeveer 4500 mense jaarliks verdwyn in nasionale parke reg oor die VSA. Hulle beweer dat hierdie getal redelik min is in vergelyking met die 300 miljoen mense wat die nasionale parke jaarliks besoek. Nou in wiskundige terme is dit ongeveer 0,015%. So vanuit 'n data-analise perspektief is dit nie 'n beduidende persentasie nie. Daarom voel die staat dit is nie juis iets waaroor hulle hoef bekommerd te wees nie. Maar dis juis die punt. Hoekom sal dit hulle glad nie pla nie? Dit is vanuit hierdie waarheid waar die volgende teorie begin lewe kry. Volgens hierdie teorie is nasionale parke nie net kampering en staproetes nie, maar jaggronde. Vandag se video word geborg deur Fortuin Hair Studio. Hulle skep nie net mooi hare nie, hulle help jou weer jou beste voel. Of jy nou op soek is na 'n stylvolle dames of mans haarsny, natuurlike highlights, 'n volledige haarkleur, luxe blowout of voller langer hare met extensions, hulle span staan gereed om jou te help. Hulle fokus op kwaliteit, persoonlike diens en resultate wat jou laat straal. Bespreek vandag nog jou afspraak en gee jou haar die aandag wat dit verdien. So die bonatuurlike wesens waarna ons verwys in vandag se storie is vampires. Nou ek raak opgewonde oor sulke tipe teorieë, want daar's nie net een teorie wat bestaan nie, daar is 'n hele paar. En as jy na almal gaan kyk en jy leier hulle oor mekaar, is daar 'n reguit lyn wat jy deur al die teorieë kan trek, wat vir jou kan aandui dat daar is definitief waarheid in elke teorie. So dit laat my nog eens wonder, waarom smeer hulle die waarheid toe? Waarom wil hulle nie hê ons moet die waarheid weet nie? Hierdie teorie beweer dat die nasionale parke nie net die jagterrein vir vampires is nie, maar hulle speelterrein ook. Dis ver van die beskawing en die nuuskierige oë van die mensdom. Nou party mense beweer dat vampires vandag nog bestaan. En dat hulle nie kastele verkies soos wat die flieks dit uitmaak nie. Die kasteelteorie is vir my 'n bietjie cliché. Ek dink dis te generies. En as 'n mens eerder dink dat vampires in nasionale parke mag voorkom, dit maak 'n bietjie meer interessant. Tegnies as mense daaraan dink, nasionale parke maak die perfekte wegkruipplek. Kilometers van woud, berge met grotte, min getuies, wel, kom ek stel dit so, die enigste getuies verdwyn spoorloos en genoeg ruimte om vir dekades ongesien te bly. Nou waar die spekulasie begin interessant raak, is dat hulle beweer dat regerings glo 'n ooreenkoms het met vampires. Die vampires bly versteek van die publiek om natuurlik geen paniek te saai nie. In ruil daarvoor kry hulle toegang tot nasionale parke waar min mense voorkom. Presies die tipe plek waar mense maklik kan verdwyn sonder dat enige vrae gevra word. As ons egter terugkeer na die feite toe, kenners sê dat die meeste van hierdie verdwynings baie meer logiese verklaringe het, soos wilde terrein, verandering in weeromstandighede, beserings en natuurlik die enorme uitdagings om iemand
'n uitgestrekte terrein op te spoor. As jy in die park ingaan, die nasionale parke is so groot, dat waar gaan die reddingsspanne begin soek? En die probleem is, daar's nie sein binne in hierdie nasionale parke nie. So jy kan nie eers 'n trekker op jou dra nie, want die trekker gaan nie opvang nie. Jy kan niemand bel nie, jy kan nie SMS nie. So jy is tegnies 'n speld in 'n hoi hoop. Waar begin hulle soek? My enigste vraag is net, aangesien daar redelik baie mense is wat die parke besoek jaarliks, wil jy vir my sê dat niemand 'n verlore paar skoene, 'n tas, 'n baadjie of ewen 'n liggaam ooit ontdek daar nie? Verdwyn die mense absoluut spoorloos met al hulle besittings? Dis bietjie questionable, don't you think? Dit is vir my net te toevallig dat jy nooit enige iemand opspoor wat vermis geraak het nie. My ander vraag is, kom ons sê daar is wilde diere in hierdie nasionale parke. Hoekom sal die staat jou dan enigstens toelaat om op staproetes in hierdie nasionale parke te gaan stap? Maar daar is nie. So hoe kan iemand net verdwyn? Spoorloos. Maar selfs al is daar logiese verduidelikings aan hierdie verdwynings, bly daar altyd daai klein stemmetjie wat vra, wat as daar iets soos vampires is? En daar vir ons leuns vertel word, net soos wat die aliens 'n cover-up is, en soos wat die maanlanding 'n cover-up is, en die diepe oseaan 'n cover-up is. Dit laat 'n mens net wonder. Daar's so baie leuns oor so baie dinge, en hoe meer leuns daar vertel word, en hoe minder die mensdom weet, hoe meer kan ons beheer word. The more you know, the less you can be fooled or controlled. Nou daar's 'n ander teorie wat invleg met hierdie teorie van vampires. Die volgende teorie word geondersteun deur wetenskaplike navorsing. Dit is eintlik bietjie meer 'n realistiese verduideliking aan waar mense vermis raak in nasionale parke. Meeste van die klippe in die berge bestaan uit kwartskristals uit. Nou die studies wat gedoen is op hierdie kwarts het bevind dat die kwarts in die berge onder verskriklike druk geplaas word. En omrede daar soveel druk op hierdie kwarts geplaas word, skei dit 'n elektromagnetiese frekwensie af. Nou hulle beweer dat hierdie frekwensie wat die kwartskristals afgee, moontlik die ruimte en tyd affekteer. En wat dit beteken is dat dit veroorsaak bonatuurlike abnormaliteit. In ander woorde, portals create. Ja. Portals. Net wanneer 'n mens dink vampires is erg genoeg, of is bietjie far-fetched enough, word daar nog 'n klip in die bos gegooi. Nou dit kan ook 'n goeie verduideliking wees, want sou jy deur 'n portal beweeg, gaan jy spoorloos verdwyn. So nou is my vraag die volgende, wat dink jy? Glo jy dat hierdie mense spoorloos verdwyn weens tragiese ongelukke, wat 'n logiese verduideliking kan gee? Of glo jy in die vampire teorie? Of dink jy dat die teorie oor die portals meer vir jou sin maak? Laat weet in die kommensie onder, wat sê ene jy die meeste glo? En dit bring ons op die einde van vandag se episode van Geheime en Grimering. Indien jy 'n besigheid of 'n handelsmerk het en jy graag wil deel raak van toekomstige episodes, kan jy my gerus kontak deur my besonderhede bo in my bio. Baie dankie dat jy saam gekyk het en onthou, party geheime word ontbloot en party bly geheime vir ewig. Tot volgende Woensdag. Bye!